Baie welkom by vandag se boodskap deur Daniel Lou. Hiermee sluit ons die reeks oor swerwers af, waar Dani Goosen die afgelope 3 Sondae gepraat het oor swerwers sonder rigting, swerwers met rigting en swerwers aan tafel met Jesus. Dit is die lydingstyd, kom ons sê die installasie, dit is absoluut droog, nee. En dit is eintlik verwronge. En ek wil julle hiermee eers intrek by daai roep van Christus, my God, waarom het U my verlaat? Dit is eintlik verlatenheid, maar ook daar is die purperkleure, die kleed en dis meer, so die hele rangskikking op die oomblik. Dit gaan oor wat, ek sal nou maar my taal sê, die passio Dei, dit beteken maar eintlik net die passie van God. En baie interessant, en ek wil dit graag nou hier noem, ons gaan nou met die diens verder aan, dat Nietzsche, wat eintlik deur baie beskou is as 'n vyand van die Christelike geloof, wat eintlik nie waar is nie, nee. Hy het gesê, 'n God sonder 'n hart is 'n afgod. 'n God wat nie simpatie en passie en omgee, 'n medelee vir jou het nie. Dit is nie die God van die lewende God van die Bybel nie, en in Christus se roep kom daardie roep, klink vir ons asof God afwesig is, maar hy is aanwesig in sy lyding. En nou gaan ons verder, ons kan net 'n oombliekie stil raak, en julle kan saam met my stil raak, en ons maak die oë toe. Here, in hierdie stilte praat U, en ons hoor dat U vir ons sê, ons almal kan kom, almal wat dors het, dat ons kom na die waters. Sonder geld kan ons kom, en ons kan die water van die lewe neem, verniet. Dis gratis. Amen. Ons het nou net die wonderlike uitnodiging gehoor, kom, verniet, en dit gaan oor hierdie groot passie van God, sy omgee vir ons, en die eerste lied wat ons dan gaan sing, is hierdie pragtige lied, genade onbeskryflik groot. Dit is daai grootsheid van God se genade, wat dadelik vir ons iets vertel van sy passie. Die tweede is, ek is die naam van kind nie werd, wou self my sake reël. Nou, ons het met Dani se swerftog die afgelope paar Sondae saam geswerf, en my lewe, tyd, geld, dit kan nutteloos wees, mens kan dink dit verspeel. Ek gaan ook uit Prediker daaroor lees, maar kyk die 3de vers, maar U sien ver. Ek het nou al saam met Dani hierdie paar Sondae geswerwe, maar nou weet 'n mens, God kyk ver, U sien my honger, Hy sien ons dors, nog voordat ek kon skuld bely, druk U my aan die bors. Gaan oor die passie van God ook in hierdie lydingstyd. En dan die laaste vers, genade onbeskryflik groot, en dit is die kern van ons teks in hierdie oomblik. Daar's fees. Nou julle gaan net nou 'n bietjie skrik vir die teksvers van vandag, want die teksvers van die dag sê drink. Drink jou wyn met 'n vrolike hart. Dit klink 'n bietjie snaaks, maar ons gaan dit sing. Daar's fees. Ek is weer tuis. Dit gaan oor 'n tuiskom. Jy swerf nie na nêrens nie. U seun bring my ver, verlore mens, weer in die Vader huis. Genade onbeskryflik groot, het U aan my bewys. Verlore seun, 'n wegloopkind, weer in die Vaderhuis. Ek is die naam van kind nie werd, wou self my sake reël. My lewe kanse, tyd en geld is nutteloos verspeel.
maar U sien ver, oneindig ver. U sien my hongerdors, want toe ek kom my stilte bely, druk U my aan die bors. Genade onbeskryflik groot, daar's fees, ek is weer tuis. U seun bring my verlore mens weer na die Vaderhuis. Ek gaan dit nou vir julle so opsom. Laat 'n mens dit maklik maak. Ek sê weer, die teks is drink. En wat wil 'n mens met so 'n teks uit Prediker bereik? 'n boek wat dikwels vir ons laat vra, weet, hoe pas jy God en die Christelike geloof en alles daarbey in, wat deurspek is met die idee dat is nutteloos. Daar is eintlik miskien nie sin nie. Wat ons ook al doen, en die Prediker besoek teaters, hy argitektoniese ingenieurswerke word genoem, geweldige prestasies, en dan lyk dit vir 'n mens asof as te vergeefs is. Nou, ons vra nou altyd, hoekom? In die teks, en ons gaan dit later lees, gaan iets wonderliks opduik, en dit kom ook by Kersfees weer voor. Hoekom kan ons drink? En hoekom is daar blydskap en dankbaarheid? En ek wil met julle eerlik wees, my geloof hier in die 50er jare het begin by Genesis 2. Alles is sonde, alles is verkeerd, en jy weet, ons mag nie eers gedans het nie, en jy het nie eers geweet of jy mag lag nie. En hier kom dat, in ons teks gaan ons daarop wys, omdat jy God soveel plesier gee. God hou van jou. En nou is daar 'n woord, ek gaan sommer maar die woord gebruik, die Hebreëus, hy het jou gekeur, ratsa, is 'n lekker woord. En die woord van keur kom ook baie dikwels in die Bybel voor, dat as jy nou 'n toets wil maak van iets, dan vat jy papier, druk jou duim daarop, en as hy olerig is en jy hom weg van die lig af, gaan jy nie die oliekol sien nie, nee. Maar die toets hierso, ook in die Ou Testament, die woord daarvoor is dikwels, as jy hom nou so teen die lig hou, nee, dan sien jy die kol, en dan kom daar lig deur. En dieselfde woord vir God hou van jou, hy het jou gekeur, wat in ons teksvers gaan voorkom van Prediker 9 vers 7. Kom natuurlik ook in die Nuwe Testament voor, by Lukas 2, eer aan God in die hoogste hemele, en vrede op aarde in die mens 'n welbehae. Nou welbehae sou jy baie keer kon vertaal, dat ons gee vir God plesier, of God hou van ons. Ek wil nou nie die hedendaagse woord gebruik nie, maar kinders en jong mense verstaan dit miskien beter as ek hou nie daarvan nie, maar God vind mense is, ek sê dit met huiwering, God dink mense is cool. Dit is fascinerend vir God, dit is min of meer hoe dit beteken. Nou gaan ek vir julle deur die gedeeltes lees, waarmee moet ons huis toe gaan? Met ons swerf ons nou seker 'n bietjie nog weer verder van hier af. Die hele idee van drink en wees vrolik, dit gaan oor gasvryheid. Gasvryheid. Abraham was verras, hy nooi vreemdelinge in, gasvryheid. En daarom sê dit ook, wees bly, geniet die lewe, drink jou wyn met 'n vrolike hart. En dan sê hy, want God het jou al lankal gekeur, gekies. En daarom die derde is, as 'n mens nou mooi weer na hierdie gedeelte kyk, Prediker eindig om te sê, nou maar goed, as jy sê alles is sinloos en die lewe het nie betekenis en so aan nie, waarmee hy sê die slotsom. Kom ons skryf 'n slot. Kom ons maak die knoop 'n bietjie vas. Hy sê, vrees God en leef en doen sy gebooie. En in die gebooie, dikwels in die Ou Testament, die hoëpriesters, hulle moes so iets hier bo hulle kop vasbind in goud, want hulle is nou vir God apart
geroepe, geheilig, en dit uiteindelik beteken, die woord daarso is, daar waar jy is, daar moet jy bloei, daar moet jy blom. En ons het altyd hier op Intervarsity, die studente hou ons nou nie meer Intervarsity nie, ons het altyd gesin, dis lekker om 'n maatie te is, en dit is eintlik maar wat Prediker ook sê, dis is lekker, dis lekker om met God te swerf en te loop, om te is en te is saam met God, en daarom woord vir drink, is eintlik 'n liturgiese woord. Dit gaan oor, nou gaan ons om aanbid, nou gaan ons die lewe vier, en daarom seën God ons, en God is mededeelsaam met sy genade, en dis ons ook, en dan die laaste is, en dit is 'n baie lekker teks, wat ek net saam met julle gaan lees, en dit kom uit Prediker, daarvan 5 vers 1, en ook 4 die laaste vers, jy moet baie versigtig loop en trap, as jy daarby aan die tempel en in die teenwoordigheid van die Here kom. Ja, Moses moes ook maar sy skoene uittrek, né? Nou jy kan dan die teks so vertaal met mooi trap en mooi loop. Prediker 9 vers 7. Kom nou, eet jou brood met vreugde en drink jou wyn met vrolikheid, want God is tevrede, dit is een vertaling, met jou dade. En die Engels sê hier, so go ahead, eat, drink and be merry, for it makes no difference to God. Dit is nie so 'n goeie vertaling nie. Die woord daar het 'n baie skerper betekenis. Die Duits is hier interessant, ek gaan nou nie die Duits lees nie, maar jou werke geval God. Dit maak God gelukkig. Dit laat God geniet, en dit slaan natuurlik weer op Genesis 1, waar God nadat hy alles gemaak het en die mens gemaak, toe het God gesê, dis baie goed. En daai Hebreëse woord beteken om jou hande so te klap en eintlik op af te spring en sê, ja, dit het presies gewerk soos ek gedink het. En dan nou lees ek verder uit Prediker, daarvan hoofstuk 5, daarvan die eerste vers saam met die ander vers, die hoofstuk 4, die laaste vers, gee ag op jou voet. Nou ons het ons nou geswerf deur die woestyn, as jy na die huis van God gaan, want om nader te kom en te hoor, is beter dat dwaase 'n slagoffer bring, want hulle het geen verstand nie. So die Bybel se teenstelling is eintlik nie goed of kwaad nie. Dis wysheid, dis insig, wie God regtig is, die dwaas. Dit is die een wat dit nie kan raak sien nie, en dan foutiewe besluite neem. Nee, die dwaas sê nie, daar is geen God nie. En dit is wat die Prediker sê, as jy dwaas is, dan gaan dit vir jou lyk asof God nie daar is nie. Goed, terug by ons teks van hierdie dag, drink. Shata is die woord. Nou, ek kan nou nie help, toe ek nou voorberei nie, ek kan nou nog nie glo dat dit soort van 'n teks is nie. Julle weet, toe ek nou hier in 77 in die gemeente gekom het, in Wynberg het ons 'n groot saal gehad, en ons het dit tydkeer verhuur, en toe die kerkraad besluit, maar daar mag nie wyn bedien word nie, maar as ons dit hier vertrou is, net een glasie. Ek kom hierso in, saam met Dr. Hatting, en ons is die eerste bazaar is hierso, toe staan hier 2 groot vate wyn, hier binnekant op die verhoog. Ek kon dit nie glo nie, né? So as ek nou dink aan drink, dan dink 'n mens in my daar, weet nie wie van julle die pragtige lied ken ook van Mario Lanza wat gesing het in die Student Prince, drink, drink, drink to eyes that are bright as stars when they're shining on me. Nou, dit is nie heeltemal die betekenis van ons teks nie. Die ander een wat miskien meeste van julle sal onthou, is Leon Schuster se ag man, moenie mou nie, jy het jou kaas en jou pilou nie, doop jou wors in die mosterdsous op die veld waai die velle, hier is ons almal goeie pelle, vat 'n sherry vir jou ou klaar kous. Nou as julle gedink het, dit is die betekenis van drink, nee. Kom ek gaan weer 'n bietjie terug na ons teks toe. Die woord shata, nou julle kan dink dat dit beteken nie om dronk te wees nie. Die woord shata word eintlik ook gebruik vir enige vorm van fees in die Ou Testament. Want jy's oorweldig, jy's dronk van God se teenwoordigheid.
Want julle kan nou dink, dis die dwaas wat dink onder die Sondag gaan niks aan nie. En as jy nou dronk is en jy wil nou shata te begin te sê, dan klink dit soms so shatash, maar jy sal dit nie kan sê nie. So dit is nie bedoel vir dronken nie. Wat jy drink, dit is die betekenis van shata, jy vertrou. Jy vertrou en jy loop met vaste tred, dit gee karakter, dit sê wie jy is, dit sê waantoe jy beweeg, en daarom Prediker 9 vers 7, kom nou, eet jou brood met vreugde, en drink jou wyn met vrolikheid, want God is tevrede met jou dade. Nou, ek gaan nou nie oor al hierdie goed praat nie, maar hierdie woord kom meer as 217 keer in die Bybel voor, en ek dink 'n mens moet dit ernstig neem, want dit sê juis iets van die passie van God. Dit sê juis iets van die vernuwing, die nuwe lewe, dat lewe werklik waar 'n fees is. Ek moet preek op Kersdag daar in Gansbaai, kan julle glo. Ek besluit om op Gansbaai te preek oor drink. Nou, ek wil nou nie sê daai mense weet van drink nie, maar as jy daar na Baardskeerders bos toe in die skeite kom, daai mense weet van drink hoor. En toe ek nou daar sit te voorberei, daar buitekant die OK, toe sien ek die Vrydag, dit was dan die Dinsdag, dink ek, wat was Kersdag, maar die dag voor Kersdag, nou sit ek daar, en ek sien die vate daar. Nou, ek gaan hulle 'n bietjie vir julle vertaal. Musiek is die wyn wat die beker van stilte laat oorloop. My beker loop oor, net goedheid en guns. Kan julle hoor die verband tussen wyn en drink? Die tweede, wyn is sonlig, vasgevang in water. Die derde een, wyn is kultuur. Nou die woord vir kultuur is skolo in die Latyn, wat beteken om te verpleeg. Met ander woorde, wyn versorg jou, verpleeg jou, dit maak die arbol 'n beskaafde plek. Dis baie interessant, né? En dan die vierde een, die lewe is kortstondig. Moenie die goeie wyn vir jou sterfbed bære nie. En nou is dit baie interessant. Johannes se Kersverhaal sê vir ons, genade op genade op genade. Die woord beteken eintlik, dit vloei nou so oor, aan mekaar. Dit is ook 'n woord wat beteken, dit hou nooit op nie. En dan kom die Here Jesus en by sy eerste preek, wat doen hy? Hy stel die lewe in deur wyn. Onthou, daar was 6 vate, 100 liter wyn per vat. 600 liter wyn. En daar staan, en toe die mense goed gedrink het. Hulle was so skonke. Hulle weet nie meer wat is slegte wyn en wat is goeie wyn nie. Toe kom hulle met die goeie wyn. En nou verwar dit die seremoniemeester en hy vra vir die bruidegom, nou hoe werk dit dan nou? Logika sê gee die beste wyn, en as hulle nou dronk is, dan weet hulle nie meer wel wat 'n gehalte, wat 'n jaartal hierdie wyn is nie. En nou bring hulle vir ons die vonkelwyn, die champagne. En daarmee sê die Here Jesus, kyk, as ons kyk na die lewe en sê, nou is dit dan sleg, het word net slegter. Christus met sy intree, met hierdie wonderwerk van wyn sê, dit word net beter en beter en beter, want die swerftog eers gaan nie nêrens heen nie, want as jy dan dieper begin te kyk na shata, dan beteken dit, ons begin te kyk na hulle wat sit aan die tafel van die lam van God, en daar die beker saam drink, en die brood van die lewe saam eet. Kom ons kyk, laat jou optrede gepas wees, en nou is ek terug by Prediker 5 vers 1, laat jou optrede gepas wees wanneer jy na die huis van God gaan, om nader te kom, om te luister, te hoor en te doen, is beter as die offers van dwaase, want hulle weet nie om te doen wat goed is nie. En dan nou ook Prediker 5 vers 1, die multivertaling vertaal dit met mooi trap, verstigtig stap, nie slinger nie. Nou, die trapsiekies daarbo, ek gaan dit net lees, move like a chameleon, keep one eye on the past, on the other the future.
dit het ek nou baie geniet. Dat hy soos 'n versigtig trap, en die een oog verlede en die ander oog kyk alweer die toekoms in. En die een regs onder, as julle dit nou mooi kan sien, is, daar staan, jy loop waggel soos 'n eend. Ek sit eendag in 'n landdros of by 'n hofsaak moet ek insit. Nou vra die landdros vir die man wat hulle wil skuldig vind, want hy sê die ander een was dronk. Nou vra die landdros, watter bewys het jy dat daai man dronk was? Hy sê vir nee, landdros, hy het so gewiggel, waggel, soos 'n eend. Maar okay, goed, dit is nou nie wat ons teksvers wil julle nie laat waggel nie. So, ek gaan tog vir julle Prediker 5, vers 1 sê, want vang nou ons hele betekenis van vrolikheid en om te drink. Guard your steps when you go to the house of God. Walk prudently. Insig, met wysheid. En dis wat die hele boek vir ons wil sê. When you go to the house of God. Guard your steps. As ek naby aan die einde wil ek nou net vir julle verduidelik. As ons nou begin by die boek, dan staan daar's niks niets onder die son. En nou die Hebreëus van onder die son beteken die semitiese kyk na die lewe was min of meer soos 'n koepel gewees met verskillende lae. Paulus praat selfs van die 7de hemel, en dan nou is die aarde, en jy sal dit ook sien in Efese en oral is gegrondves op pilare, en dan alles wat duisternis en wat die mense weet wat aangaan, en die leviathans en die monsters en alles, hulle is daar onder in die aarde, né? Nou, daar is, en dit is wat die boek vir ons wil sê, as ons byvoorbeeld, en nou gaan ek 'n moeilike woord gebruik, as ons fenomenologies na die hele wêreld kyk, en ons kyk van wat rondom ons gebeur, ek dink nou aan die bedrog, en al hierdie hofsaak daar, alles wat in Suid-Afrika al gebeur het, en so aan, probleme waar in die kerk ook dikwels sit, en ons kyk nou op, dan wil ons sê, nee, daar's niks niets nie. Dit is maar net 'n ou kringloop en alles is te vergeefs. Hoekom sloof ek my nog af en dis meer? Dis nie moeite werd om so te lewe nie. En dis wat baie mense dan ook doen. Ons wil fenomenologies met bewyse kyk en dan soek ons vir God en dan dink ons as afwesig. Die boek sê, nee, teen die einde, as jy met wysheid kyk, dan kyk jy nie van onder af op nie, maar dan kyk jy van agter die koepels af. En as jy dan van agter die koepels afkyk, en dan kry jy die kyk van die periskoop van hoop. Ek bedoel, dan kan jy begin om ook soos Nietzsche te sê, life is to suffer. Dis die werklikheid ook van hierdie rangskikking, dis die werklikheid van die lydingstyd. Om te sê, natuurlik is daar lyding. Waar en hoekom dit so is, dit weet ons nie. To survive is to find some meaning in suffering. Dit lyk amper as jy die boek lees, of jy wil sê, Skoppensboer, wie laaste lag, en dis die dood, dis die grynslag van die dood. Ons lees nie die boek so nie, en dit is waarmee ek graag wil afsluit. Ons lees die boek amper om te sê, die lewe is mooi, la vita è bella. As julle nie die rolprent gesien het van hierdie man en Dora sy vrou, en hulle is geskei, en die ou kindjie is by hom, en die speer, en hy wil met haar kontak maak, maar hy kan nie, en in die nag sluip hy 'n kantoor binne, en toe sit hy in die kantoor, kom hy by die langspeelplaat, en wat speel hy vir haar? Tales of Hoffmann, Barcarow, en toe sê daai klank hoor, sy sien hom nie, toe kom daar 'n konneksie, dit ons noem die spiritualiteit van kyk, en sy weet hy's daar. En min of meer, dit is ook soos ons nou hier in die lydingstyd, met hierdie spiritualiteit van hy is daar. En nou gaan ek afsluit. Drink. Ons moet die lewe geniet. Regtig waar. Dit is vir my nog altyd vreemd dat ek hierdie teks gekies het, want ek wil vir julle sê, toe ek nou in die bediening was, ek kon nooit substansafhanklike mense gehelp het, eintlik nie. Hulle is by altyd gevoel ek is 'n mislukking. En ek sal nooit vergeet Kersdag in 1972 se Kersfees. Maar dis 'n man wat baie erg verslawend was, groot probleme in hulle huwelik. Nou bel hulle my. En nou ja, nou moet ek van die tafel opstaan, die hele Kersfees en alles. Maar die ou kom die dag tot bekering.
nou kom ek terug by die huis, ek is so dankbaar en die kos maak sommer nog lekkerder. Hy het nou tot bekering gekom. Die bekering het eintlik net 'n week geduur. Die volgende Saterdag 12:00 bel hulle my. Gaan na hulle toe. Ek gaan sit daar en dit gaan rof. En jy weet, ek het die opleiding nie, ek is jonk, 28 jaar oud, wat weet ek nou? En ek sê vir hom, jy weet, ek weet nou nie meer wat om vir jou te sê nie. My repertoire is op. Jy moet nou vir my sê, wat wil jy? Toe sê, wil jy nou weet, Dominietjie, wat ek wil? Ek sê, ja, sê vir my. En hy haal sy revolver uit. Hy sê, gaan jou doodskiet. Man, en ek het op die bank gesit, maar toe was hy gaan nou vinnig. En ek dacht, ek gaan nou nie vir die evangelie my laat skiet nie. My ou 2 kindertjies lê daar in die kot. En ek spring oor die bank. En agter gaan lê onder die bank. En in daai oomblik toe hardloop sy vrou voor hom in. Toe sê sy, as jy hom skiet, dan skiet jy ook vir my. Kan julle sien, dit is nie die bedoeling van ons teks dat ek wil sê, drink jou wyn met 'n vrolike hart nie. Dit beteken, maak jou swerftog in die lewe, al is dit deur die woestyn, gasvry. Nooi in, welkom. Wees bly en dankbaar, regtig waar. Daar is soveel, en as jy nou verder lees in hierdie boek is, God gee, die lewe is 'n gawe van God. Daar staan eintlik, God het alles goed gemaak, want God is goed. Die Here het nie sleg gemaak nie. God is goed. Ons moet by Genesis 1 begin. Gee sin. Ek het dit ook al hier vroeër gesê, kykie piering, waar jy is. Jy weet 'n kykie piering sê jy nie in November kykie piering nou nie. In November blomme kykie piering, want 'n kykie piering is 'n kykie piering, omdat 'n kykie piering. Dis sy wese. En dit is as julle nou saam met my in ons verlede Sondag bad, staan die tafel van die Here gesit. Ons het ook gedrink, en ons het brood geëet, en ons gaan ook terug, en nou moet jy mooi trap. Jy moet mooi trap. Jy moet versigtig loop. Jy moet gaan kykie piering, jy moet gaan wees wat jy is. Jy moet in Levitikus sê dit ook baie skerp in 15:1, jy moet heilig wees. Nie beter as ander mense nie. Dis nie die paus wat heilig is nie. Dis ek en jy wat nou heilig is. God verklaar jou heilig. En omdat hy jou seën, en nou moet jy gaan mooi trap. Mooi trap, daar in die huis en oral. Versigtig trap. Want jy maak ander mense nou heilig, omdat God heilig is. Amen. Here, ons is eintlik 'n bietjie verras, om kant gevang. Maar nou weet ons, dit is die Gees, en die bruid sê kom. En laat hom wat wil kom. En laat elkeen drink, verniet, hierdie gawe van die lewe. En laat ons deur ons niks, en verveeldheid, en sinloosheid, en skerp kritiek op die Christendom, laat ons dieper kyk vandag, en ons sien die seun van God, aan die tafel van die lam, want God se passie het ons gegryp. Amen.
Christus is die Heer. Daarom wil ons mekaar in verhoudinge opbou, om so sy groot opdrag uit te leef, geroep, gewillig, gestuur. Die fokus van die barmhartigheidsaksie vir Februarie is mense wat 'n stryd voer teen middelafhanklikheid. Ons samel toiletware en handdoeke in vir mense wat behandeling ontvang by Abba. Die deuroffers in Februarie sluit by die tema aan en word onderskeidelik geskenk aan Ramot, Abba, Straatwerk en Padisa.